Goed, ons gaan nou in ons tweede toerustingssessie vir hierdie week stil staan by wat gebeur toe direk na daai belydenis van Petrus. In Lukas 9 vers 20 sê Jesus vir sy disippels en hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê, die Christus van God. Nou wat gebeur direk hierna? Kom ons kyk. Jesus gee 'n interessante opdrag in vers 21. Toe gee hy hulle streng bevel en gebied hulle om dit aan niemand te vertel nie. Hoekom nie? Hoekom hierdie opdrag? Nou die disippels moet eers verdere onderrig kry oor wie die Christus nou regtig is. Hulle kom nou by die punt deur die verkondiging sover en deur die wonderwerke sover kom hulle by die punt om te sê maar Jesus is die Christus. Maar voor hulle verder kan preek oor hierdie Christus, moet hulle nou 'n verdere onderrig kry, moet hulle 'n dieper verstaan begin kry oor wie die Christus is, wat hulle nou verder moet gaan verkondig. En hier breek 'n nuwe fase aan, kan 'n mens sê, in die evangelievertellings van Lukas, ook van Markus en Matteus. Na hierdie belydenis begin daar dieper onderrig plaasvind deur Jesus oor wie die Christus is. So, waaroor gaan daar die diepere onderrig? Dit gee Jesus vir ons in vers 22. Kom ons kyk wat staan daar. En hy sê, die seun van die mens, en daar praat Jesus nou oor homself, ons gaan nou 'n bietjie daarop dieper ingaan, die seun van die mens moet baie ly en verwerp word deur die ouderlinge en die owerpriesters en die skrifgeleerders en gedood word en op die derde dag opstaan. Nou hierdie is geweldig belangrik. So hier kry ons dan die eerste aankondiging van Jesus, dat hy gaan ly, gaan sterf aan die kruis en dan na 3 dae opstaan. Die derde dag daarna opstaan. Dis die heel eerste aankondiging daarvan en vir die disippels was hierdie 'n skok. Ons gaan net nou ingaan op die skok, maar baie belangrik is dat ons raak sien wat Jesus hier preek. Hy noem homself die seun van die mens. En dit vat ons terug na Daniël 7 toe. Geweldige belangrike profesie waarmee Jesus baie werk. Hy noem homself baie maal die seun van die mens. Kom ons blaai gou na Daniël 7 toe. In Daniël 7 kry Daniël 'n profesie oor die koms van die koninkryk. Hy sien in die eerste klomp verse van Daniël, tot hier by Daniël 7 vers 8, sien hy hierdie 4 diere, monsteragtige diere wat opkom uit die see. En as ons verder deur Daniël 7 lees, sien ons die see is 'n simboliek. Daniël is mos nou profesie, eindtyd profesie, en daarom baie simboliek daar binne in. En dan sien hy die 4 monsteragtige diere wat opkom uit die see. Die see is 'n simboliek van ons totaal verdorwe mensdom. En wat kan die totaal verdorwe mensdom voortbring? Wel net die monsteragtige dirasies, en die monsteragtige dirasies stel koninkryke voor. Totale tirannie. En as mens nou hier van Daniël 7 af aanlees na Openbaring, toe na Openbaring 13, dan sien ons dat die 4de dier uit hom uit voortvloei en kom ons by die Antichrist uit. Maar dan teenoor hierdie monsteragtige dirasies, hierdie monsteragtige totaal verdorwe mensdom in opstand teen God, kry ons die seun van die mens. In vers 13 van Daniël 7. Daniël sê, ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel, het een gekom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die oue van daar. Die oue van daar is hier so in Daniël 7, en hier om te praat oor God. En hulle het hom nader gebring aan die oue van daar, die seun van die mens. En aan die seun van die mens is gegee heerskappy en eer en koningskap en al die volke en die nasies en die tale het hom vereer, en sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word. Wonderlik, teenoor die totaal verdorwe mensdom wat alles in 'n gemors laat ontaard, is hier die seun van die mens, die regverdige seun van Adam, een van die kinders van Adam, die kind uit die vrou, dink aan die moederbelofte, né? Die kind van die vrou wat Satan se kop sal vermorsel, die seun van die mens,
en hy so anders as die totaal verdorwe mense, en dan ontvang hy die koninkryk. Hy is die koning wat die koninkryk bring, en daar's net maar geen einde daaraan nie, niks sal dit ooit vernietig. Nou kom Jesus en hy sê hier in Lukas 9 vers 22, die seun van mens moet ly. Nou daai moet is hier baie belangrik, want dit is God se moet, die Griekse woord is dai, en dai in die Nuwe Testament is altyd God se raadsplan moet, veral by Lukas ook, en in Handelinge kry dit ook, dis God se raadsplan moet, met ander woorde, die seun van die mens moet volgens God se koninkryk kom raadsplan, baie ly, verwerp word deur die ouderlinge en die owerpriesters en die skrifgeleerdes en gedoop word en op die derde dag opstaan. Nou, met hierdie ding bring Jesus twee goed uit die Ou Testament bymekaar. Aan die een kant die oorwinnende seun van mens en aan die ander kant Jesaja se leiende knegg. Dis hoe Jesaja oor die Messias, oor die Christus preek. Kom ons blaai 'n bietjie na Jesaja toe. In Jesaja 42 ontmoet ons hierdie knegg vir die eerste keer. Dit is waar die Here sê, daar is my knegg wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siel 'n welbehae het. Ek het my gees op hom gelê. Hy sal die reg na die nasies uitbring. Hier is die knegg van die Here, waar Daniël praat oor die seun van die mens, praat Jesaja oor die knegg van die Here. Hy doen die Here se werk, hy bring die koninkryk van God, hy bring die reg na die nasies. In 'n wêreld vol onreg bring hy die reg. Maar, baie belangrik, dan sien ons dat hierdie knegg ly. Jesaja 49 vers 7 sê, so sê die Here, die verlosser van Israel, sy heilige, aan die diep veragte, aan hom wat in afskuw by die volk is, 'n knegg van die heerser. So hier is die knegg van die Here, hy bring die koninkryk, maar hy is diep verag. En dan ly hy, en in Jesaja 53 kry ons 'n profesie oor sy lyding. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig uitgesprei, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer. En hier is die knegg van die Here nou. Hy was verag en deur die mense verstoot. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag is deur God, geslaan en verdruk is, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy vir ons verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. En dis wat Jesus nou hier in Lukas 9 vers 22 doen. Hy bring vir ons bymekaar twee lyne in die Ou Testamentiese profesie oor die Christus. Die een lyn is die oorwinnende seun van die mens, Daniël 7. Aan die ander kant is daar die lyn van die lyende knegg in Jesaja. Daarvan is dit 42. En Jesus sê, weet julle, daai twee lyne van profesie kom in my bymekaar. Ek is die Messias, die Christus, soos die Ou Testament oor die Christus spreek. Aan die een kant die oorwinnaar, aan die ander kant die een wat ly. Hoekom is dit so? Weet julle, dis waar die evangelie begin het, in Genesis 3 vers 15. Baie ons het dit gedoen, so baie maal toe ons aan die Ou Testament gedeelte van die katkesasie hierdie jaar was, Genesis 3 vers 15, waar die Here vir Satan sê, ek sal vyandskap stel, Satan, tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. En hy, een uit haar saad, sal jou kop vermorsel. Daar is die oorwinnende Messias, maar jy sal in haksken, hy gaan dan ook ly. Die Messias gaan wen, maar dit gebeur op die pad van lyding. En hier in Lukas 9 vers 22 sê Jesus vir sy disippels, nou nadat hulle hom erken as die Christus, sê ek vir hulle, weet julle wat, ek is die regte Christus.
soos die Ou Testament oor die Christus profeteer. Ek is die oorwinnende seun van die mens, die kind van die vrou, maar ook die leiende knegt, soos Jesaja geprofeteer. Nou, wat dink Petrus en ook die ander disippels hiervan? Nou, daarna gaan ons kyk in ons derde toerusting sessie vir hierdie week.